Ja, ek wil gou 'n bietjie praat oor Henog. Ek het op 'n video van 'n man afgekom wat praat oor Henog en dit is verstommend oor hoe gebrekkig sy Bybelkennis is. So ek gaan dit so stukkie vir stukkie hanteer binne in hierdie video. So what are we to do with the book of Enoch? Is it of God or not of God? You see, the book disappeared for quite some time and was found in the 17th century by James Bruce, which is a Freemason. Goed, sy argument is die boek het baie laat na vore gekom. Nou, dis eintlik nie waar nie. Die boek was reeds beskikbaar in die tyd van die dooie seerolle, so in die toe hulle die dooie seerolle, die Qumran rolle opgegrawe het hier in 1947. Dit was groot nuus. Toe het hulle al die Bybelboeke daar gekry behalwe Ester en 'n groot hoeveelheid Henog kopieë. So Henog was gelees deur die mense wat Bybel gestudeer het in die tyd van Jesus, en dit was selfs deel van die geskrifte wat die Jode gelees het. Die Jode het egter van hierdie Henog ontslaag geraak, want na Jesus, want het hulle gesê, daar's te veel verwysings na Jesus in hierdie, in Henog, so hulle het eenvoudig die boek toe verwerp. Maar die boek was wel gelees deur baie ander Christene en in die kerke, en soos ek sê, deur die ouens van die dooie seerolle ook. Maar wat interessant is, nou haal hy nou, ja, die man was 'n vrymesselaar, ek weet nie hoe weet hy dit nie, maar wat nou die boek nou weer gevind het en so aan. Nou ek het vir hom nuus, luister mooi, jou Nuwe Testament is saamgestel uit die Griekse tekste deur Desiderius Erasmus, hy was 'n Rooms-Katolieke priester. Die Bybels is vertaal in Duits deur Martin Luther, hy was 'n Rooms-Katolieke priester. So ons sien dat die mense wat baie keer Bybelkennis gehad het en geskrifte gehad het, was in baie gevalle Rooms-Katolieke byvoorbeeld. Selfs om daardie rede die Erasmus teks byvoorbeeld verwerp. Desiderius was nooit 'n protestant nie. Hy wou nooit 'n protestant word nie, gaan lees sy geskiedenis op die internet. Hy is verantwoordelik vir jou Nuwe Testament se Griekse teks, wat uiters akkuraat is en besonder goed is vir ons om te lees tot vandag toe. So die argumente wat die mense na vore mee kom, is die grootste klomp twak, soos wat ons nou gaan sien. Type of man was this Enoch? Well, one of the problems we have is it's the descendancy of Enoch. For if you look at the lineage, there are two different lines of lineages. And similar to what we find in the Genesis 1 and the Genesis 2 narrative, where these timelines and images differs. And it's a similar thing that happens towards the genealogy lines. So we have these two genealogy timelines, the one that Moses gave us and the one that we got from Jesus. But if we look at the names, you will see that they've got the same names. Slight twist on them, but it's the same guys. But the one is the line that Adam had Cain as a son, and the other is that Cain only came later through the line of Seth. But it still stays the same, that if you look at these two lines, you will see that Enoch is from the line of Cain, the son of Cain. Nou wie die man is wat soveel twak praat, weet ek nie, ek ken hom nie. Maar ek het lanklaas my lewe 'n man gesien met so min Bybelkennis. Maat, jy sal met jou Bybel gaan lees en gaan kyk na die oorspronklike teks. Hy maak hier 'n aanspraak dat daar fout is met Genesis 1 en 2. Nou Genesis 1 en 2 is daar geen fout mee, en ek weet nie waar kom hy daaraan nie. En dan gaan hy aan, dan sê hy daar's fout met hierdie geslagslyne. En hy sien twee name, dan sê hy daar uit Kain, Kain is nou aan die kant, en daar was Henog was daar gebore, hy is die seun van Kain, maar aan die kant kry ons ook 'n Henog, maar hy is die 7de, dan sien hy, daar's 'n Kain, dit lyk vir hom soos 'n Kain, daar staan nie Kain nie, die woord is Kenan, maar hoe dit ook al sê, hy sien 'n woord Kain daar, en dit het nou ook te doen met die Kain wat ons aan die kant sien, en ek dink by myself, lees hierdie man ooit die oorspronklike teks? Dis mos nie waar daar staan nie. Ja, mense, hy wil vir jou verduidelik van Henog. Hierdie ou het in sy lewe nog nooit Henog gelees nie. En die bietjie wat hy gelees het, het hy in elk geval dadelik verwerp. Maar goed, Henog is nie vir almal nie. Dit is vir die wyses en die wat na kennis soek en vir wie God uitverkies het. Die res wat nie Henog wil lees nie, hulle is armer daaraan toe.
en gewoonlik baie dommer op. Maar dit nou daar gelaat. Dit is duidelik dat die man 'n klomp goed gorrel wat hy nie weet nie. Want as ons gaan kyk na die verse waar Judas direk vir Henog aanhaal, dan gee hy 'n baie duidelike onderskeid met watter Henog ons praat. Daar's nie twee Henogge en dis nou een persoon nie. En een kom uit Kain en een kom uit Set uit, maar dis eintlik dieselfde persoon, en eintlik is daar fout met die genealogiese lyne nie. Die man dwaal grootliks, jy kan niks glo wat hierdie ou vir jou sê nie. Maar kyk 'n bietjie hier. Hier verduidelik Judas vir jou, baie duidelik. Hy sê, en Henog, die 7de van Adam af, so hy praat van een bepaalde lyn, die lyn van Adam, nie die lyn van Kain nie, het ook geprofeteer, en hy haal direk aan hier uit Henog uit, jy kan dit gaan uithaal, dit is in die Henog boeke, so Judas sit met Henog by hom, en dan kry ons die volgende deel waar hy sê, om gerig te hou oor al die goddelose mense, om hulle te straf oor die goddelose werke, en as jy na hierdie versie kyk, wel dit lyk nie soos Armageddon nie, so van wat praat hy? Jy sien, en daarom is Henog uitgehaal, so dat jy die mekaar raak, en dan denk jy, dis nou die wederkoms, of mense bid nou vir 'n wegraping, sies tog, hulle is in vir groot ontnugtering, want dit is nie wat nou gaan gebeur nie, nou is die verwoesting van die aarde in die derde wêreldoorlog. Hier is die boek van herinnering, dis van my Bybel, en as jy na hierdie Bybel kyk, dan kry jy hier in, is daar 2 Henog boeke geplaas, die boekrol van Henog en die openbaring van Henog, en lees mooi, dan lees ek wat sê hy sê, en gee hierdie boekrolle deur na julle kinders, en sien toe dat julle kinders dit deurgee aan hulle kinders, en aan hulle bloedverwante, en al julle geslagte, aan hulle wat wysheid en Jahwe vrees, en hulle sal dit, dis nou uit die boekrolle van Henog, ontvang en sal meer vreugde daaruit put as uit enige uitsoekkosse, en hulle sal dit lees en vashou daaraan, maar die dwaase en diegene wat Jahwe nie ken nie, sal dit nie aanneem nie en sal dit verwerp, want die juk daarvan sal vir hulle te swaar wees. Dis korrek. Geseend is die man wat sy juk sal dra en vashou daaraan, want hy sal beloning kry, want hy sal beloning op die dag van die groot oordeel vind. Nou ja, elke Adamietse dade is neergeskryf en niemand sal kon ontsnap nie. Ja, jy sal geoordeel word op jou werke. Ou moet dit maar net mooi verstaan. Maar as jy Henog het, dan verstaan jy, kan jy Openbaring begin uitpluis. Henog, Daniël en Openbaring loop saam. As jy Henog nie het nie, sal jy Openbaring nooit verstaan nie. En dit is hoekom hulle die boek nooit in die Bybel ingesit het. Die